Hallo vriende, ek en die hele beleefspan is so opgewonde dat jy weer saam met ons inskakel vandag. As hierdie video vir jou 'n seën is, vra ek jou om dit te deel met iemand anders. Klik asseblief op daai like en subscribe knoppie en dalk sommer daai klokkie wat sê notifications en los vir ons 'n kommentaar, nê? 'n Kommentaar oor wat is die geestelike gewoonte wat jy tans opbou. Jou betrokkenheid, jou inskakel en die deel van hierdie oordeenkings, dit beteken vir ons so baie. Maar ons praat hierdie hele week oor gewoontes, oor dissiplines. Nou, dissipline is nie iets wat jy doen om God se liefde te verdien nie. Dis wat jy doen omdat jy reeds sy liefde ontvang het. Ons praat dan van geestelike dissiplines, nê? En soos Paulus dit vir ons stel in 1 Korintiërs 9, hardloop ons nie sommer net vir pret nie, ons hardloop om te wen. Maar nie 'n goue medalje aan die einde van daai wen nie, dit gaan oor 'n prys en daai prys is 'n ewige prys. Nou, elke atleet weet, jy wen nie die wedstryd op die wedstryddag nie. Jy wen weke tevore wanneer jy oefen terwyl ander slaap, wanneer jy oefen terwyl ander opgee, wanneer jy kies om reg te eet en dieselfde sekere dissiplines toe te pas, wanneer ander mense net nie bereid is om daai werk en tyd en energie in te sit nie. Nou geestelik is dit presies dieselfde. Jy bid wanneer dit maklik is om eerder op jou foon tyd te spandeer. Jy vergewe wanneer jy eerder sou wou geswyg het, en dan kies jy daai moeiliker pad van vergifnis. Jy lees God se woord wanneer jy moeg is, nê? Dit lyk onbelangrik, maar dit bou 'n lewe wat wen. Prakties, miskien kan ek dit vir ons so stel. Dissipline is nie 'n straf nie, nê? Dis eerder 'n voorbereiding vir geestelike oorwinning. Dis daai agter die skerms wat ons besig is met hierdie oefenprogram wat vir ons publiek anders te beginne lyk, nê? Elke oggend, nê, lees jy dalk 'n hoofstuk in die Bybel, nê? 'n Kort gebed tydens middagete, of jy besluit jy gaan iemand anders te bemoedig met 'n positiewe boodskap. Jy spreek, as ek vat net Sondag se boodskap wat Caleb met ons gedeel het, jy as jy iets goeds het om te sê, dan sê jy dit vir iemand, nê? Jy oefen nie net om volharding te wys nie, jy oefen om vrug te dra. Ek wil daai sommer weer sê, my en jou oefen is nie om vir ander mense te wys, kyk hoe volhard ek nie. Nee, jy oefen juis om vrug te kan dra. Nou 'n paar vrae wat ek dink ons moet oorweeg en miskien net nadink, nê, is hierdie: as jou geestelike lewe 'n wedloop is, oefen jy of kyk jy net? Is jy op daai baan besig om te oefen of staan jy en dink jy ek gaan nie die atlete eerder dop? Onthou geliefde, ek en jy is atlete in die geloofsresies, is ons veronderstel om op daai baan te wees. En dan watter klein oefening bou jy tans in jou lewe in om 'n groot verandering in jou geloofslewe te sien? Is jy ingestel op 'n prys wat vergaan, of is jy ingestel om te hardloop vir dit wat ewig is? Dink jy aan dinge wat hierdie kant van die hemel belangrik is, of is jy ingestel om eerder te dink uit ewigheid, wat is vir God belangrik? Nou, jy en ek, ons word nie per ongeluk geestelik sterk nie. Dis nie 'n ding wat net per ongeluk gebeur nie. Ons word dit deur vasberadenheid, deur volharding en deur Jesus se genade, en ons dank hom vir daai genade. So, geliefde, hou aan oefen, hou aan groei. Jy hardloop vir iets wat geen mens kan wegneem. Ons hardloop vir 'n ewige prys. Ons hardloop nie vir aardse medaljes nie, ons hardloop vir ewigheid. So, vir nou, kom ons bid saam. Hemelse Vader, so baie dankie dat ons hierdie wedloop hardloop, nie met 'n aardse ingesteldheid nie, maar met 'n ewigheidsperspektief. En vandag wil ek bid en vra vir elke liewe persoon wat nou net hierdie oordeenking geluister het, mag jy ons ewigheidsfokus ontwikkel en skuif, dat ons daar sal groei en begryp wat regtig vir God saak maak en belangrik is. Dat ons nie hardloop vir aardse en tydelike dinge nie. Daai dinge is ook belangrik. Maar Here, as ons lewe met 'n ingesteldheid wat vir U die belangrikste is, wat vir U die meeste gewig dra, dan trek ons in iedere geval die voordeel van 'n lewe wat ingestel is op dinge wat vir God belangrik is. Daarom vra ek, Here, kom louter ons hart en ons gedagtes om te dink en te vra en te bid oor wat vir U belangrik is. Ons bid dit alles in die mooi naam van Jesus. Amen en amen. Geliefde, sien julle môre. Gaan in vrede. Totsiens.